This is These Hearts. Heartbeat 103.9 FM. Yes. Wel, welkom in die ateljee Michael Lind, hierso op die Hizard show vanmôre. Is wonderlik om jou hier te hê. Voorreg om hier te wees. Ja, ek en jy het baie lanklaas te gesels en ek het gedink om sommer so met die deur in die huis te val. Ons gaan nou 'n program hê vir die volgende amper 2 ure. Ons gaan 'n bietjie praat oor jou album en so voorts. Maar ek en jy het mekaar ontmoet hier in 2005, 2006 toe ons die oorkant erlewing gehad het. So dis maar waar ek Michael Lind die eerste keer gesien het. Ek dink jy was in van die dienste en so voort. Ja, absoluut. Ja, so toe het ek obviously gesien dat Michael Lind is 'n kind van die Here. En ek wil net begin deur jou bietjie te vra omtrent wie Michael Lind is en waar jy vandaan kom, net vir ons luisteraars en ons kykers so bietjie te vertel. Is Rich, ek is van Ceres in die Boland. Okay. En toe het ek na skool is ek Pretoria toe en toe het ek daar 'n bietjie by 'n so Christelike musiekskool CAM, Christian Arts and Music, was ek daar vir so 'n paar jaar. En toe het ek die voorreg gehad om landswyd te toer saam met 'n man wat onlangs oorlede is, Julius Megan. Oh, jy sê van hom, ja. En ek het so vir 2-3 jaar saam met hom getoer waar ons reg oor die land bedien het. En dis juist as gevolg van hom wat ons het in George bedien eendag. Ons het die aanskakel van die liggies. Yes. Was ons een toe dit nog heeltemal 'n Christelike storie was, toe het ons daar kom bedien van Pretoria af saam met, ek dink Felicia Marion was ook een van die kunstenaars daai tyd. En dis waar ek my vrou eerste keer gesien het in 'n kerkie in George. Okay. Ja. Sure. So en toe het ek eventually 'n paar jaar later het ek George toe getrek, sommer met niks, net in my kar gekom. Ek het sommige dae in my kar gebly. Yes. Want ek het nie verblyf gehad nie, dit was nogal broekskeer daar. Ja. En jou geestelike lewe, ek bedoel, waar het dit begin? Nee, is my lewe, dit is bietjie, toe ek Pretoria toe is, ek is Pretoria toe op die rug van my sussie wat selfmoord gepleeg het. Okay, sy het in 1994, 2-3 dae na my verjaarsdag, het sy haar lewe geneem. Sy was in die polisie en een of ander verhouding het nie uitgewerk nie. Mens weet, ons sal nie regtig weet wat dit is nie, en sy het haarself met haar dienspistool geskiet. Sure. En dit het dis is soveel jare terug, maar dit het nog steeds dit het 'n uitwerking op al my musiek gehad later, op wat ek sou skryf en wat ek sou sing. En dis toe ek daai volgende jaar is ek toe Pretoria toe en om by die musiekskool te wees, moet jy daarom 'n hart vir die Here al gegee het en alles, en ek het nie omgegee, ek het nie my hart, maar ek het gesê ek het, maar ek het toe nie. Okay. En die Here het 'n plan gehad die 9 Oktober daai volgende jaar 1995 in 'n kantoor in Daffodilstraat in Pretoria. Toe gee ek my hart vir die Here, terwyl ek stoksiel alleen gesit het. En toe het hy nog baie skaafwerk en goed alles. Maar dit was, ek onthou die dag presies, dit was die ligskou nog in Pretoria gewees, daai tyd, en net daar het ek, so my sussie het 'n groot, sonder dat sy dit weet, het sy 'n hand in my tot bekering kom, gehad, Sure, en jou musiekloopbaan, ek wil ons gaan 'n bietjie gesels daaroor in die tweede deel van die program oor al die albums en so aan, so ek bedoel vir die luisteraars en die kykers wat jou nou nie ken nie, ons sal jou 'n ordentlike introduction gee, maar wat ek agtergekom het is net dat dis asof iets geskuif het in jou musiekloopbaan. Is ek reg of is ek verkeerd? Ja, absoluut. Okay. Absoluut. Ek het vir 'n tyd lank, ek het altyd was ek die worship leader in die gemeentes waar ek was, altyd. Dit is 'n storie van my lewe. Ja. En op 'n dag het ek het so vir 'n klompie jaar het ek by Fancourt gaan sing. Yes. Ek was hulle resident musikant saam met nog vriende van my. En ons het so Woensdag, Vrydag en Saterdag, en eendag kom daar 'n bekende ou daar in, en hy het 'n platenmaatskappy en hy vra my of ek hom nie wil huis toe bietjie
het 'n bietjie te veel gevat die aand by Fancourt. Ja. En hy vra my of ek hom nie wil net vat na waar hy Yes. bly nie, want hy bly toe nie by Fancourt nie. Ek sê ja, en ek het 'n vriend van my op George met 'n baie mooi stem. Ek het altyd gevoel hy kan dit groot maak in die Afrikaanse musiekbedryf en ek sê toe vir hom op een voorwaarde, maar ek maak 'n grap, ek sê luister net na hierdie vriend van my. Ek sal môre na jou toe bring, dan sal ek jou vat. Maar hy sê toe jy's reg en die volgende dag doen ons dit toe. Maar toe vra hy my of ek nie gou net 'n Afrikaanse lied wil skryf nie en dit vir hom stuur nie, want hy hou te van my stem. Ja. Ek skryf toe 'n liedjie, die aand is ek en Marlies ons gaan fliek en 'n gemeenskaplike vriend van ons staan so op die hoek van die flieks en toe ons uitkom toe vra hy my of ek nie sy meisie gesien het nie en ek sê toe, want hy wonder waar sy vanaand dan. Ja. En toe by die huis kom toe Marlies gaan bad en ek het agter die klavier gaan sit en toe skryf ek 'n liedjie met die naam Waar is jy vanaand op my eerste album. Ja. En toe gee hulle my 'n platekontrak net as gevolg van dit. Ja. En toe die sekulêre kant van my van my musiekloopbaan daar begin. Ja. Wat ek dink 'n baie goeie ding was vir Ja. my. En inteendeel ek sing nog vandag nog steeds sekulêre musiek met betekenis. Ek bedoel Ja. een van my liedere wat julle speel hier is Elke wolk het 'n silwerrand Ja. wat 'n boodskap is. En toe het ek maar so ek gaan nou vir jou sê so 2 jaar terug. 2 jaar terug ry ek Appington toe. Ek en Marlies ek gaan sing daar in Appington. Ja. Hulle het so Appington skou en dan bedien ek sommer by 'n gemeente daar. En ek is op so 100 km voor Appington stop ek en ek sê sy moet bestuur en ek sit so links voor en ek sê van my ek voel die Here sê ek moet net weer visueel en Ja. bediening se kant toe skuif. Ja. En hy sal maar nie glo nie, daai aand is ons by Appington by vriende van ons waar ons bly. En Neville Norden, ek weet nie of jy hom ken nie. Ken Neville Norden, ja. Hy bel my die aand terwyl ek in die bed lê. Vra my, Michael, wat doen jy deesdae? Ek sê nee, ek sing nou nog en hy sê of hy het my 'n werkaanbieding as 'n worship leader / music director, maar in Oklahoma in Amerika. Ja. En dis die vreemdste ding wat my ek daai nag kan ek nie slaap nie. Ja. Die volgende dag stap 'n pastoor met nog iemand in na my toe en hy sê vir my, Michael, ons gemeente wil jou graag beroep. Ek tog, it's weird en ek sê ek sal terugkom na julle toe. 'n week later bedien ek by 'n NG gemeente in Kaapstad. En ek bedien in die maandagooggend, as ek nog in die Kaap in die dominee bel my van die gemeente. Hy vra of ek kan koffie drink saam met my. Ek sê ja, of course. Gaan drink so 9:10 drink ons te koffie en hy vra vir my of hulle wil my graag beroep, die gemeente. Maar nie, ek sê okay, maar ek sê wat is dit aanbidding? Hy sê nee, as die gemeenteleier, as die dominee van die gemeente. Ek sê maar ek het nog niks geswat nie. Hulle sê hulle kan rondom dit verby dit gaan. En maar ek het toe dit was vir my, dis asof die Here vir my gesê het, as jy daai besluit neem, ek sal jou sustain. Ja, die Gees van God. Ja, jy sal nooit beskaam staan en alles nie. En dis vir my so, ek het geweet toe ek die beroepe kry dat ek dit nie gaan vat nie. Maar hy het dit vir my kom sê, ek sal jou nooit los nie. Sê jou nie, jy sal nie honger gaan, dit was net 'n versekering. Daar sal altyd kies my en want ek het jou lankal gekies. En dit was vir my net fascinerend, dit was my amazing. En toe ek nou nee sê vir daai goed, toe 'n man van Mosselbaai my gevra of ek nie wil hulle het so 'n jeugjaar of ek dit nie wil join nie met die naam Koinonia. En toe ek die naam hoor, die eerste gemeente wat ek in George Bay was met die naam Koinonia. Dit is net vir my die volle sirkel en ek is vandag daarbey betrokke so 'n toewydingsjaar vir jong mense en dit is 'n beautiful daar in Mosselbaai. Ja, ek kan voel die Heilige Gees is hier vanmôre soos wat ons gesels. Ek het die krag van die Here voel. Ons het net met die deur in die huis geval en ek vra jou baie ongemaklike vrae tot 'n mate. Jy kan enigiets. My vrou
was een aand, sy het 'n tipe van 'n breakdown gehad. Sy het die aand het sy panic attacks gekry en sy het deur geweldige dinge gegaan en ek sien toe jy's aanlyn besig. Ek praat nou, hierdie is nou jou commercial musiek. Dis wat die tannie sê. Hey Michael, jy's so pragtig, Ja. Michael. Jy weet die duisende mense wat online is en die tannie sê, "O Michael, jy sing so mooi Michael. Doen vir ons hierdie nommertjie." Jy weet? Ja, presies. So, ons is toe aanlyn, ek en sy. Ja. Toe het jy gesing en toe sê sy vir my, ek moet dit aanlos want sy voel dit vat die panic attack heeltemal weg. Toe ek by Fanclub moes begin sing, toe moes ek 'n klomp liedere leer. Ek het net geen sekulêre goed geken nie, Sure. verstaan jy? So ek moes dit leer en daai tyd kon jy nie nog op YouTube, op Google die lyrics so kry soos wat dit moes wees nie. So jy moes dit leer en wat vir my, ek het eendag 'n ou vir my op Facebook skryf 'n boodskap vir my, sê vir my Michael, ek het met 'n pistool teen my kop gestaan, ek wou my lewe neem en daar's 'n radiostasie in Pretoria waarna hy toe luister en dan kom 'n liedjie op en hy hou toe van die wysie. Hy kon toe nie lekker hoor nie, dit is so distant wat dit, hy hoor net die wysie en hy dog hy gaan dit gaan net eens klaar luister. Ja. En toe hy dit klaar luister, dis een van my liedjies, die liedjie Elke Wolk het 'n silwerrand. Sure. En toe ek klaar geluister het, want hy het sy werk verloor en sy vrou het die kinders gevat en alles en sy is weg. En toe ek klaar geluister, toe voel hy beter. En toe dog hy sal nou gaan slaap en dan môreoggend sal hy nou sy lewe neem. Hy sê hy voel altyd meer negatief in die oggend as later in die dag en hy in die oggend toe opstaan, toe staan hy op met 'n oproep en toe het iemand hom gebel en gesê hoor ek het vir jou werk en eventually het sy kinders teruggekom en alles, so hy share net met my dit. Maar hier's my ding, vir my is dit altyd die uitgangspunt, as ek vir my vrou sê, ek is lief vir haar, dan sê ek nie vir haar ek is lief vir haar in die naam van die Here nie, ek sê vir haar ek is lief vir haar. Ja. En my liedere wat ek skryf, praat van dit, verstaan jy, ek praat van dit. My getuienis, ek sing nou vanaand by 'n plek met die naam die Blou Kombuis in Kleinbrak. Doen ek vanaand en ek doen 'n versoeke aand en mense gaan ek gaan van my liedere doen, maar mense gaan versoeke gee wat daar wees. Dit is gratis, as ouens wil kom, kan hulle kom. En dan sing ek liedere wat mense byvoorbeeld op hulle troue gehoor het en hulle sê ons het 50 jaar terug getroud en ons het Unchained Melody en dan sing ek dit. En ek het al gesien hoe daar uit daai hele koneksie 'n oop deur vir my kom om op 'n ander vlak met mense te praat. En dan vir my persoonlik bo alles. As ek die Here sien werk, soos jy sê, hy slaan met 'n kromstok reg. Hy het 'n manier om iets in mense het na my toe gekom en dan iemand eendag na my toe gekom en sy sê my man, hoorie, ek het so 'n liedjie gehad, is jy nie meer lief vir my? En dan en nie vir hulle sê, maar hoorie, maar jy's 'n kind van die Here, nee. En ek kan dit waardeer. Want my getuienis beteken amper niks by jou of in die gemeente. Of my getuienis vanaand. Dit is 'n different ball game, verstaan jy? Dit is bietjie iets anders en ek dink die Here het my geroep vir dit. Maar dat ek 'n aanbiddingsleier en 'n worship leader is, my eerste liefde is dit. En ek dink ek het my opinie verander. Soos wat ek is nou ouer vandag en ek was 'n man of extremes toe ek jonk was. So ek het my opinie verander en ek het agtergekom dat God werk op verskeie maniere. Dis hoekom ek jou die storie vertel het van my vrou wat besig was om 'n angsaanval te kry en dit was unbearable. Ek beloof jou, dit was vir weke. En hoe wat jy uitgestraal het, al was dit nie Christelike, miskien noodwendig Jesus woorde nie uit die Bybel uit nie, maar daar was iets wat uitgestraal is en dat die Here jou geroep het om 'n lig te wees. En waar ook al jy gaan, al is daar soms plekke waar jy moet gaan wat effe duister is, waar jy daai lig nog steeds kan skyn. En inteendeel, wanneer jy 'n liefdeslied skryf, en dit raak 'n treffer of dis uitgesaai op radiostasies ensovoorts, dan gee dit vir jou net 'n groter platform om daai lig uit te straal. So, maar dit is 'n plek om jouself te vind en ook om te kyk, want
Somtyds dan word jy miskien gevra of goed wat jy voel, jy wil nie daai lyne kruis nie. Jy weet wat ek sê. So jy het nog steeds sekere parametere waarin jy funksioneer, maar dis soos ek wat in die rekenaarbedryf is. En ek is nou al 20 jaar daar. En ek probeer 20 jaar uit dit uitkom. Want ek wil graag gaan preek. Ek wil uitgaan, ek wil gaan bedieningsdinge doen. En soms dan sit ek ure en ure en ure met die bedieningsgoed en dan is my besigheid in die moeilikheid. Dan moet ek terughardloop besigheid toe, ek moet 'n paar netwerkkabels gaan trek, ek moet gaan dinge doen en die Here het my nooit verwyder uit dit uit nie. Maar wat ek gevind het die laaste tyd is dat wanneer ons nou gaan na Groenkloof of ons gaan uit na Welgelegen en ek gaan in baie kere met hierdie bejaarde mense werk en ek werk met hulle rekenaars. Dan ewe skielik voel ek maar die Heilige Gees is ewe skielik hier. En ek voel net maar wat gaan nou aan? Want ek wil nou net huil of maar ek voel hierdie behoefte en nou ewe skielik die rekenaar staan daar, maar nou begin ons te praat oor iets heeltemal anderste. So wat ek eintlik probeer sê is, aanvanklik het jy hierdie stryd van nee, ek moet die beroeping vat en ek dink wat die pastore en die geestelike leiers en hierdie mense geervaar het, die rede hoekom hulle na jou toe gekom het, gesê, Michael, kom vat 'n kerk. Ons weet net jy moet dit doen, maar dit is wanneer jy 'n salwing op iemand se lewe identifiseer. En dan weet jy nie regtig wat om daarvan te maak nie. Jou opinie omtrent hoe die salwing moet werk, delegeer wat jy vir daai persoon amper voorskryflik gaan sê. So toe ek tot bekering gekom het, was daar mense wat vir my gesê het, jy moet dadelik Bybelskool toe gaan en jy moet in die voltydse bediening gaan. Want dit is hulle interpretasie van wat gebeur wanneer jy 'n roeping op jou lewe het. Maar dis nie dieselfde nie. Want ons vind God in ons roeping en ons val en ons staan en ons maak foute en dit gaan goed en dit gaan sleg en in die goed, in die sleg, alle dinge werk teen goeie mee. Dan wys hy ons nog steeds. Absoluut. En dis hoekom dit eintlik, jy weet, die Bybel sê so mooi, sê hulle wat die Gees van God hoor, hulle is die seuns en die dogters van God. So dis wanneer ons die Gees van God kan hoor en is om elke dag te hoor, wanneer jy nou gaan na die Blou Kombuis toe of wanneer jy nou gaan na een van die groot Afrikaanse sangwens of wanneer jy op die TV is of so, dis om te hoor in daai oomblik wat om te doen. Vir my was dit, ek het twee goed gehad wat vir my, toe ek nou in die bedryf inkom. Terrible, maar as ek in die bedryf inkom, was daar twee goed wat ek wou doen. Ek wou, toe my ma en my pa toe nog geleef en my ma het altyd RSG geluister. Altyd, dit was nou maar die ding wat ons almal geluister. En hulle het altyd noot vir noot gekyk. So ek wou net daai twee goedjies sê. Ek wil my liedjie van my op RSG. En dan dink ek, dan het ek dit gemaak en dan noot vir noot. En op 'n dag te speel RSG my musiek. En toe hulle klaar gespeel het, voel ek dan nie, dit is nou nie so dit is nou nie so groot ding nie. Toe dink ek nou as Jan Stem met my bel, dan sê hoorie, ek is nou op om dit vir noot. En vragtig bel Jan Stem met my. En ek wil net iets van hoe getrou die Here is. En in die bedryf, in die musiekbedryf is daar's ouens wat verskriklik bekend is, soos wat ek al die Kurt Darrens en die en dan's daar in die middelgroepie en dan's daar ouens wat nou onbekend is. Nou toe Jan Stem met my bel en om op dit vir noot te verskyn, toe's ek so chuffed weer. Ek kon nie glo nie. Dit is amazing. Ek sê vir my ma, ek gaan op, dit gaan en ons vlieg op en hulle neem dit op en later, ek dink my program was uitgesaai in my maand. In daai Vrydag aand wat dit uitsaai, tree ek op in Oudtshoorn saam met Nianel. Ons doen 'n ding daar. En ek sê vir die mense, hoor gou, ek sal later sing, maar kom ons kyk net my episode. Daar was 'n TV daar in die, kom ons kyk my episode gou. En jy sal my nie glo nie, daai aand toe werk geen TV nie in die land nie. Die DSTV's het nie gewerk nie. So almal wat nie DSTV het nie, sê SABC2 het gewerk, maar die DSTV's het nie gewerk. Daar was 'n fout. En ek is so depressed daai aand. Ek tog, Here, hoe kan dit wees? En een van my goed wat ek dis waar elke wolk te silwerrand vandaan kom, is dat die Here alles ten goeie mee, wat hom liefhet, verstaan jy? En ek is daai aand, ek sê, Here, hoe is dit moontlik? En weet jy wat?
Noot vir Noot het so 'n susterprogram gehad wat hulle genoem het. Ek dink dit was Potpourri was die program se naam. En daai program was hulle het al die top sangers Ja. het hulle die potpourri meegedoen. So hulle Ja. vlieg na hulle toe, verfilm alles wat hulle doen, soos waarmee hulle besig is en alles. En Johan stem my bel my, hy sê maar ek is so jammer oor die TV goed. Maar ek sê wat? Ons gaan afvlieg na jou toe in George. Dan gaan ons die potpourri program met jou doen. Ek is nie die top, Ja. ek is hier nie Ja. op middel onder rond. Ja. En hy doen dit en ewe skielik sit die Here vir my op 'n ander plek. Sure. En hulle vlieg hier na toe en ek was baie betrokke met Parkdien laerskool Yes. daai tyd. Hulle is toe daar vir film en hulle het by Upward Downs 'n film en hulle was oral bekend. Hulle was oral gewees. En die Here het net vir my daai was een van my goed wat ek geweet het. Ja. Dat die Here hy laat alles mooi uitwerk. Ja. En mooi, dit was bitter mooi geweest, verstaan? Dit was so nice want mense kon toe in daai episode om op Noot vir Noot te wees as jy stap van trappies af en dan kom sing jy 'n paar liedjies en jy stap maar net weer weg. Niemand kom jou hart agter. Ja. Almal dink is die ou sing dit en sing dat. Maar toe potpourri toe kom mense agterkom waarmee is ek besig en mense kon my hart leer ken. Sure. So, dit was mooi. Ja, mens vind amper jou identiteit in God waar die Here jou wys wie jy eintlik is en wie jy dink jy is. Ja. Deur die lewenspad. Ja. En spesiaal wanneer sulke goed gebeur. Ja. Jy weet wat is ek eintlik mee besig? Jy weet, is ek besig om my selfbeeld te probeer herstel want ek opereer uit 'n gebroke selfbeeld uit. Ja. Is ek besig om fame na te jaag? Jy weet, ek wil graag bekend wees. Ek wil dit graag maak, sukses hê en so voorts. En wanneer so iets gebeur, dis amper soos Israel, jy weet, wanneer hulle in die woestyn inkom en daar's nie kos nie en ewe skielik dink hulle maar God het beloof hierdie beloofde land en nou gebeur hierdie negatiewe ding of dis iets wat lyk asof dit nou regtig 'n deurbraak is en dan raak dit heeltemal draai dit uit die teenoorgesteldes wat ons verwag het en ons kry daai teleurstellings. Maar dit formuleer ons en dit vat tyd vir ons om God te vind, glo ek, en om regtig waar ons self te kan sien soos ons is en spesifiek die dinge wat hy wil verander in ons. En as dit draai, dis wat ek vir jou probeer sê en ek praat heeltemal in die geestelike. Ek het iets gesien skuif in jou bediening kan ek maar sê. Wat ek gesien het is asof daar 'n amper half 'n versterkte begeerte is om God se krag meer te sien, om te sien hoe die Here gaan werk en wat hy gaan doen. Ek kan sien dat God werk in jou. Ek het gesien hoe hy deur jou werk selfs met jou livestreams. Ek het ervaar hoe hy in jou lofprysingsbediening werk want ek was al in jou dienste waar jy gelei het. En selfs wanneer jy, soos ek sê, wanneer jy jou livestreams doen soos wat met my vrou gebeur het, daar's telke mense wat bemoedig word en nog gaan wees deur wat jy doen. Weet jy wat gebeur nou onlangs met my? Iemand bespreek my om in Vanderbijlpark te gaan sing so 'n week terug. Yes. En ek en Marlies vlieg die Vrydag uit en ons moet die Sondag terugkom. Ons vlieg die Vrydag, maar ons het tasse gekoop wat op 'n special was in die mall wat 'n nice tas is waarmee jy travel. En sy kry toe die kodes wat van die en vir een of ander rede kry sy die kodes nie toe ons nou met vlieg nie. En ons het vriende van ons Harry en Mara wat vir ons by die lughawe gaan aflaai en dan hou hulle ons kar by dan ons kar by hulle by die huis en hy gee vir ons 'n slot. Hy gee vir ons 'n slot wat hy aan die aansit en die sleuteltjies wat van die slot. En ons hou die sleutels. Slot is toe en ons vlieg land ander kant en by die gastehuis waar ons bly die aand. Nou ek moet môreoggend, dis nou die aand wat ons daar aankom in Vanderbijlpark, die volgende oggend moet ek 8:15 moet ek daar wees. Ek begin so 9:30 sing. Alles is in daai tas en die aand probeer my vrou die sleutels oopdraai. En ek kan nie veel verduidelik hoe groot dit vir my is nie. Sy probeer sleutels gekry die oop nie. Ek gaan probeer kyk, daar's 3 sleuteltjies aan, al 3 presies dieselfde. Ek probeer die een, probeer die ander een
En die derde een wat ek probeer, maak toe oop. Maak die slot ja. oop. En alles is good en sing die volgende oggend en ek sing nog die Sondagoggend by 'n gemeente, by twee gemeentes moet ek sing. En daai oggend wil sy gou iets wat sy het klaar die tas toegemaak wat ons moet liggawe toe gaan. Toe wil sy weer iets en sy kry nie die slot nie oop nie. En iemand by die kerk help haar, niemand kry die slot, ek kry die slot oop nie, niks. Okay, is toe fyn en ons vlieg toe terug en ons stop en die vriend kom haal ons by die lughawe want ons by sy huis stop, sê ek vir hom vir een of ander rede die slot uit oopgemaak, maar hy wil nou nie meer. Ja. En toe hy die sleutel, dis dit verkeerde sleutels. Toe gaan haal hy die regte sleutel van die slot. Haal hy. Ja. Maar die Here het daai slot vir hy gaan oopgemaak. Sure. En dit is vir my 'n groot ding, want ek weet ek wil nou nie met my sweetpakbroekie volgende oggend gaan sing het sonder dat ek my tande geborsel of wat ook al, verstaan jy wat ek sê? Maar die Here het net in daai klein dingetjie vir my gewys. Hy het my rug, verstaan jy? Kies hom. Wat 'n wonderwerk. Dit is amazing wonderwerk. Maar dan sê die woord ook, maar ons moet daai goed met ons nie bly maak. Ek het nou genoem, maar ons dat ons naam geskryf is in die boek van die lewe. Ja.